Dit is vandag die 3de van die 8ste maand, of nie, eintlik is die 4de al van die 8ste maand, 2019. En hier is 'n baie interessante boodskap, of 'n interessante gedagte wat Vader vir my gee. Ek is op pad terug van Grabies af, en ek het daar met die kleerlingvolk gepraat, en wil ek sê, ons volgende week, Saterdag, moet ons hulle begin deur die watervat na die beloofde land toe. In die beloofde land is daar nie mediese fondse nie, daar is nie kniegvervangings nie, daar is nie kanker nie, daar is nie Alzheimer's nie, daar is niks van daai soort in Vader se koninkryk nie. Dan sê iemand anders wat my gevra het, maar Joe, waar is die koninkryk? En ek het vir hom dadelik die antwoord gegee en vir hom gesê, weet jy, as jy na die klomp Christene sien wat so op die plase wreed vermoor word, aan jou linkerkant is daar 1000 wat val, en 10.000 wat val in jou regterhand, soos die moslemme onthoof word, dan moet jy mos nou maar self weet waar die koninkryk is. Dis dan nou hier rondom ons. Die Seun het dan gesê, hy het gekom om vir ons die swaard te bring, sodat ons geskei kan word van die bokke van die skape en die skape van die skape. Nou wil ek net vir julle 'n interessante vraag vra. Daar's baie mense wat my gekruisig het, en daar ry ek nou 'n verkleermannetjie plat, as jy. As 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 gaan gebeur, waar gaan jy wees? Gaan jy een van die mense wees wat Openbaring 2 van praat, wat die tweede dood gaan ontvang? Ja, die tweede dood is nie vir die gehoorsame kinders van Vader nie. As jy gesterf het in jouself en jy die Messias ontvang, dan gaan jy nie deel hê aan die tweede dood nie. Wanneer 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 gaan gebeur, dan gaan ek, wat nou nie vriende op die aarde het, wat dageliks saam met my braai nie. My vriende is te ver hier van af, Sakabula, Jannie en Frikkie. Wat my ware vriende is, waarby ons gereeld gaan kuier. Ons is nie hier waar ons gereeld kan vleis braai nie, maar wanneer 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53 gaan gebeur, dan gaan die typiese vriende van my, Dawid en Moses en Paulus en al die mense wees, wat veral Paulus hulle, wat nie deel gehad het in die oopmaak van die grafte van Matteus 27 vers 52 en 53 nie. Onthou, daar het Dawid en Moses en al die mense wat al in die Ou Testament weggeneem was, of wat gaan slaap het, of Daniel en die mense wat gaan slaap het, is reeds daar uit hulle grafte uitgelig, en nou wag ons vir die tweede oomblik, die tweede oogwink oomblik, en Paulus hulle, wat nou lê en rus, en wag vir daardie oomblik, en wat dan die ewige lewe gaan ingaan, saam met ons, wat nie dood gaan nie, en wat ons verheerlikte liggame gaan kry in 'n oogwink, wanneer hulle uit hulle grafte uit gaan opstaan, en die sondaars, wat nie wil bekeer na Vader toe nie, wat dan die tweede dood gaan smaak, wat nie deel gaan hê in hierdie nuwe koninkryk wat vir ons voorberei is nie. Mense, moet asseblief nie dink, moet asseblief nie jou pastoor of jou dominee glo wanneer hulle vir jou sê, dis nie nodig om te bekeer nie. As hulle vir jou sê bekeer, vra vir hulle, wat beteken dit om te bekeer? Om te bekeer beteken juis om terug te keer en op tou varkvleis eet en die Sabbatdag apart te hou en dit in die Vader se naam eintlik te gebruik nie. En wanneer jy dan die woord God gebruik, dan moet jy besef dat jy vir Vader dieselfde noem as wat die Satan genoem word, wie die God van die gode is. En as jy dink die God van die gode is ons hemelse Vader, dan maak jy 'n groot fout. Vader het nie gode gemaak nie. Die mense het gode gemaak sodat ons hulle moet aanbid. Gaan kyk wat het Nebukadneser gedoen met Daniel. Hy het sy naam verander na Balthasar, want dit is een van sy gode wat hy gemaak het. Vader maak nie gode nie. Hy gaan nie iemand maak of jy gaan jaloers wees nie. Verstaan dit tog. Die God van die gode is die Satan. En jy noem Vader God, nadat die Seun uitdruklik vir jou gesê het, moet hom nie God noem nie, noem hom Vader, onsse Vader, wat in die hemele is. Dit is Matteus 6 vers 9, staan dit vir jou duidelik geskrywe. En dan kan jy ook maar gaan kyk in Romeine 8 vers 14 en 15, staan daar ook geskrywe, dis hulle wat vir my sê, Abba Vader, wat van my af gaan erf. Nou ja,
Ek kan nie wag vir die dag dat ek saam met David en saam met Salomo en saam met al die ouens wat weer opgewek gaan word in daai laaste oogwink oomblik om saam met hulle vleis te gaan braai nie. Nou ja, mense, geniet die dag verder en as jy wil, deel die boodskap en tag 'n vriend hieronder of los my maar alleen, dis fyn. Ek kan nie wag vir daai oomblik nie. Maar vir julle onthaalwe wat nie wil luister nie, wag ek maar nog geduldig en ek hoop mense gaan bekeer voordat daai oomblik gaan gebeur. Dan sê mense, hoop julle wat oor het om te hoor, het gehoor wat ek vandag vir julle sê. Lekker dag vir